Dis 19 April 2026, ons is hier in die Oos-Vrystaat hier in Bethlehem. Nou Bethlehem, vir die ouetjies wat niet is vanmôre, is afgelei van die Hebreëus Beth, wat huis beteken, Lechem, wat brood beteken. So Bethlehem beteken huis van brood. Dit is eintlik baie mooi en kosbaar. Maar welkom hier by die huis van brood, waar jy ook al jouself bevind, in die buiteland, oral waar ons boeremense is, seën en groete vir julle almal, en wees veilig, en ons wag op julle tuiskoms een van die dae. Nou goed, ons gaan vandag praat oor 'n baie kontroversiële onderwerp, en jy moet liefs maar die veiligheidsgordels vashou, daar gaan 'n bietjie turbulensie wees en so aan, en dan kom ons veilig aan die ander kant aan. Ons praat oor 'n toestand wat u en ek vandag aan ons lywe voel, en die tema is die laaste dispensasie van yster en klei. Die punt waar ons nou is en waar die planeet nou by aan is by die voete van Daniël se beeld. Nou, jy sal onthou, Nebukadneser het nou hierdie droom gehad, en niemand kon die droom uitlê nie, en toe het hy uiteindelik gesê, maar ons ken 'n man. En Daniël het toe nou die droom uitgelê, en hy lê dit uit, en hy wys die 4 dispensasies wat oor hierdie planeet sal beweeg. En ons is fisies vandag by die voete van yster en klei. Wat is dit? Daar staan geskrywe dat hulle sal deur vleeslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak. En ons sien dit op die planeet. Dis 'n vermenging wat aan die gang is, wat 'n mens aan jou keel gryp. Jy weet nie hoe om dit te verwoord nie, wat daarmee te maak nie. Maar dit is asof daar 'n passie is om te vermeng. Hulle vermeng alles. Hulle wil tot Vader Jahwe vermeng met die sotheid van hierdie planeet se mistrap. Dis 'n vermenging wat hier aangaan. En ons moet dringend kyk na hierdie situasie, en ons praat oor hierdie spesifieke vermenging van yster en klei. Maar laat my toe. Daniël 2:43. Ek kan so intoe blaai. Daniël 2:43, dan lees ons met mekaar saam. Nou, dit is Daniël aan die woord, en hy sê vir hierdie koning, hierdie massiewe ryk se koning, hy sê, dat u die yster gemeng met die kleigrond gesien het. Hoor wat sê Daniël. Dan kyk jy daar saam met my vandag op die horison van hierdie land waarin ons woon, en dan sien jy hoe dit voor jou oë afspeel. Daar staan geskrywe, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak. Wie wat is die ding se naam? Demokrasie. Humanisme. Dis die vermenging. En ons is presies in die binnekant van hierdie profesie. Maar hulle sal aan mekaar nie vasklewe nie. Dis profesie, maar jy en ek moet dit verstaan. Vader sê die stelsel, hierdie voete van yster en klei, is die laaste stelsel op die planeet. En hierdie stelsel gaan julle vermeng, hy gaan julle deurmekaar maak. Ons sien dit. Maar dan kom hierdie wonderlike boodskap, wat ek sommer ook van die hoogste bergpiek af sal loop skreeu. Is baie lekker om te sê. Maar hulle sal aan mekaar nie vasleef nie, en ek sien dit elke dag gebeur. Hulle het so hard probeer in hierdie land om wit en swart gelyk te kry. En hoe meer hulle probeer om dit te doen, hoe minder wil dit werk. Hoekom? Want Vader se woord sê so, nie ek nie. Sy woord sê, hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie. Nou, jy gaan dit in hierdie land eersdaags mooi ervaar.
Maar wie van u volg die krippel nuusbrokkies wat so uit die buiteland hier aankom? Jy weet, hulle het baie snaakse speserye en goed voor hy by ons aankom. Maar as jy nou kyk wat gebeur in Engeland, skielik is daar nou Engelse wat sê, ons wil nie bekend staan as engele, as Engelse nie. Hulle wil hulle identiteit terug hê. Hulle sê ons is British. Weet jy waar kom British vandaan? Van die Hebreëus. Brit is rooi en ish is man. Wragtig die boere oorkant die riviere van kus het hulle toe rooi nekke genoem. Presies wie hulle is. Maar hoorie, hulle wil nie meer Engelse wees nie. Hulle wil British wees. Rooi. Adam beteken om bloed onder die vel te wys. Dit beteken hy word rooi in die aangesig. Sien nie, en terwyl al die bedrywe daar in Engeland ingepos het en hulle probeer hulle meng, skielik wil hulle nie meer meng nie. Hulle kleef nie aan mekaar vas nie. Dit gebeur in Duitsland, dit gebeur in Pole, gebeur in Frankryk, dit gebeur in die westerse wêreld. Die profesie het gesê hulle sal aan mekaar nie vasklewe nie. Halleluja! So die politieke bedryf op die hele planeet is op die punt om in duie te stort. Hoekom? Want hulle het spiertjies teen ons Vader loop maak. Jammer, ek het nie vir elkeen 'n grandpa saamgebring nie. Voel jy 'n bietjie geskok vanmôre? Of as jy bly daaroor? Die yster, kom ons praat net gou oor die yster. Want hier is 'n woordjie yster en daar's 'n woordjie klei. Nou u weet dadelik, as jy teen yster skiet met jou vinger, dan sing hy. As jy teen klei skiet, dan spat hy. As hy nat is. Dan hy. So is nie dieselfde ding nie. Een is hard, die ander een is vloeibaar, buigbaar en so meer. Kom ons kyk. Die yster is die harde nasies. Nou wanneer ons in Deuteronomium 28 loop lees, dan kom ons in die aanloop van die vloeke vanaf 15 en aan, staan daar geskrywe, ek sal oor jou bring 'n nasie hard van aangesig, wat die grysaard en die jongeling nie ontsien nie. Hoor jy hom? Okay, maar as jy wil hê ek moet oor sonde preek, dan los ek die preek, dan praat so gou oor sonde. Of ons trek mekaar nader en ons kyk hoe streng is Vader se profesie vanmôre in vervulling in Suid-Afrika en oral op die planeet. Dis in vervulling. En dit maak 'n mens natuurlik vol blydskap. Nou, hier is nasies wat vandag hier om ons is, wat hard is van aangesig. U ken hulle dalk nog nie almal by die naam nie, maar ek kan hulle vir jou mooi bedui, wie hulle almal is. Maar dis nou van net nou. Maar hoor 'n bietjie, westerse beskawings het kulture gebou. Hoor mooi wat sê ek, die westerse wêreld het kulture gebou wat hard van aangesig geword het. Oor is baie godsdienstig, natuurlik dat die kerktoring staan die hele vlakte vol. Maar het hard geword. Hulle het militêre magte op hulle voete. Hulle wil 'n verwoesting aanrig en so meer. Dit is wat? Wat is dit hierdie yster? Sien jy dit? Nou, kom ons vat hom 'n bietjie verder. Ekonomiese magte. Nou het ek julle aandag. Daar is seker niks wat so hard geword het in hierdie tyd waarin ons leef as hierdie ekonomiese manipulasie nie. Dit is 'n klipharde ding. Is jy by my? Baie dankie. Nou goed. Ideologie is
yster, dis hard, kom ek verduidelik. Aan watter kerk behoort jy? Nee, ek is 'n dopper, en ek is 'n NG, en ek is 'n hervormer, en ek is 'n apostolie, en ek is 'n volle, en ek het 3000 keuses in Suid-Afrika. Selfde volk, maar die ideologieë wat hulle leef, het hulle geloof geword. Dit beteken, as ek in die NG Kerk is, maak ek nie vriende met 'n apostolie nie. Nie eens amper nie. En as ek 'n dopper is, wil ek van hierdie ou hervormers net mooi niks weet nie. Dis hard, dis hard. Dis yster. Dit nie klei nie, dit meng nie met Vader nie. U hoor nie wat ek sê nie, dit meng nie met Vader Jahwe nie. Dis hoekom ons in so 'n toestand is. Want ons veg onder mekaar oor ideologieë. Ons seën mekaar nie met die onwrikbare heerlikhede van die waarheid van Vader se woord nie. Die yster is sterk, maar leweloos. Hy leef nie. Jy kan maar 'n mieliepit op 'n sinkplaat gaan neersit en bid dat dit bissies bewe, dat daai mieliepit ontkiem en groei. Hy gaan nie. Maar sit hom net in die sagte klei, dan gaan hy. Sien jy wat ek vir u probeer sê? Die kosbaarheid is, die klei kan nie yster omhels nie. Net so min kan die yster die klei omhels. Hy kan nie. Hoekom? Vader het so gesê. Nou kom ons stap aan. Die klei, kom ons praat gou oor die klei. Vader sê vir Jeremia, gaan 'n bietjie hier af na die pottebakker toe. Ek wil jou ietsie wys. Nou lees ons dit in die boek. En dan gaan hy na die pottebakker toe en hy daar by die pottebakker aankom, toe sien hy die beeld of die beker of die houer wat hy gisteraand met 'n doekie toegegooi het wat nog nie klaar is nie. Die klei het in die nag so skeef gesak. Nou sê Vader vir Jeremia, mooi kyk wat maak die pottebakker. En die pottebakker het 'n bietjie water bygesit en sy draaitafeltjie aan die gang gesit en hom gevorm. En nou staan daar in die boek, en hy het van dieselfde klei, u hoor nie wat ek sê nie, van dieselfde klei, het hy 'n meer voortreffelike voorwerp gemaak. Nou is sy volk is klei, en sy het so 'n bietjie uitgesak, nê. Al die politiek en al die ideologie en al die godsdienstigheid het daar so 'n bietjie laat uitsak. Maar Vader is die pottebakker en ons is die klei. So wat gaan hy doen? Met ons wat presies dieselfde klei is, gaan hy 'n beter en 'n meer voortreffelike beeld tussen sy hande laat vorm. En dis jy en ek. Lyk my, ek is die enigste wat... Klei is broos. Jy kan maar gaan kyk. Klei is broos. Klei is kwesbaar. En hy soms vormloos. Want jy moet nou sien wat maak 'n pottebakker. Hy kom daar vandaan af, van 'n kleiput af, met 'n graaf vol klei, soms hoe hoop. En dan keer jy hom langs die pad, jy sê, wat maak jy? Hy sê, nee, is my klei. Wat gaan jy met die klei maak? Nee, ek gaan vir my 'n mooi vaas tussen my hande maak. Dan sê jy, van hierdie klei? Ja. Hierdie vormlose ding, ja. Moenie na die vorm kyk nie, kyk na my hande. En net so het ons vormloos geraak, met die hardheid van godsdienst en politiek, oor kan die riviere van kus. Maar moenie daarna kyk nie. Kyk vanmôre na die pottebakkershande. Hy gaan nie die klei weggooi nie, hy gaan dieselfde klei, selfde jy, gaan hy vat en hom vorm na sy welbehae, na sy krag, na sy heerlikheid en na sy majesteit. Dis die aangenaamheid van die klei. Ons is nie geroep om yster te wees nie.
Kan ek halleluja kry? Dankie. Want yster is koud. Yster is leweloos. Dankie tog dat ons vanmôre klei is. Want nou kan ons gevorm word. Ja, maar as jy nou 'n lekker grinder het en 'n swysmasjien, kan jy 'n paar goed met 'n stuk staal aanvang, maar hy bly dood. Hy is nie lewend nie. Klei is lewend. Gaan sit hom 'n bietjie onder 'n mikroskoop. Jy sal hom sien. Nou, ons identiteit lê nie in strukture nie. Kom ek verduidelik net vinnig strukture. Om die mens te vermeng, moet die mens binne in strukture en institusies georganiseer word. Anders kan jy nie die yster en die klei meng nie. Jy weet, ek kan nou snaakse goed oor hierdie materiaal sê vanmôre, maar ek dink nie ek gaan dit vandag doen nie. Ek wil net vandag vir u sê, yster en klei in Suid-Afrika gaan nie meng nie. Dit gaan nêrens op die planeet meng nie. Die klei gaan klei bly en die yster gaan yster bly. Prys sy naam daarvoor. Maar kom ons kyk so 'n bietjie oor die laaste dae. Dis vir my vreeslik interessant. Ek kan onthou as kind in 1950, party van julle was nog nie gebore nie. Van ons wat in 1950 al hier rond spoortjies getrap het gehoor die groot mense praat van wragtig. Ons leef nou in die laaste dae. Okay. En nou is ons al in 2026 en steeds sê ons, dis die laaste dae. Nou is dit wragtig die laaste dae. Ek meen, so kan dit nie aangaan nie. Ons praat so, is dit nie waar nie? Goed, nou maar kom ons kyk na die laaste dae. Ek wil u graag nou opgewonde maak hieroor. Ons sien dat aan die einde van 4000 jaar het ons losser hier aangekom. En hy het terug gaan troon toe vir 2 dae. So die laaste dae is die laaste 2 dae. Dit is jaartal 5000, jaartal 6000. Hierdie 2 dae is die laaste dae van wat? Van hierdie dispensasie waaroor ons vanmôre praat. So die laaste deel is die voete van yster en klei. Dan is die laaste dae afgehandel. Wat begin nou gebeur? Die yster en die klei begin skei. Dis die laaste dae. Dis nie vernietiging nie, dis skeiding. En dis die passie wat jy en ek moet koester. Wanneer ons praat oor waarheid van die woord, dan sê Vader, wat se ooreenkoms het die lig met die duisternis? Daar's geen ooreenkoms nie. Hoekom? Want hy het die lig van die duisternis geskei. En hy het die klei van die yster geskei. Niemand kan dit bymekaar pak nie. Dit gaan nie werk nie, want jy is eintlik besig om arm te druk met die Skepper, die Allerhoogste Vader, Jahwe is sy naam. Dit kan nie. Dit is onmoontlik om dit so te doen. Die laaste dae het 'n kenmerk, en wees saam met my opgewonde, die kenmerk van die laaste dae is, moenie praat oor chaos nie. Los dit. Chaos was nog altyd deel van Adam se bestaan op die planeet. Dis niks niets nie. Kom ons praat oor die kenmerk van die laaste dae. En Vader se woord leer vir my dat die yster en die klei gaan skei. Dis die kenmerk. En hoe meer hulle 'n demokratiese stelsel aan die lewe wil hou, hoe meer vrek die ding. Prys sy naam. Hoekom? Want sy woord sê, hulle sal mekaar nie vaskleef nie. Ag, hulle kan ou Roelf nou maar na Trompie toe stuur, dit gaan niks help nie.
die yster en die klei gaan nie meng nie. Wat hy daai kant gaan praat, weet geen mens nie, maar dit is sy probleem. Kom ons kyk 'n bietjie, hoe verdeeld is Europa? Weet jy, hoekom is Europa verdeeld? Weet jy waarom? Omdat die klei wil nie meer in hierdie vermenging wees nie. Dis profesie. En ons moet Vader loof en prys vir hierdie wonderlike. Amerika raak al hoe meer gepolariseer. Die hele wêreld is nou al klaar kwaad vir Trumpie. En al wat hierdie ou gedoen het, gesê het, America first. Well, nou is vir hom kwaad. Die wêreldstelsel is besig om te wankel. Jy gaan dalk nie met my vanmôre saamstem nie, jy gaan sê, jy moet preek man, jy moet nie politiek praat nie, maar ek wil nou vir jou sê, Vader is in beheer van hierdie planeet, nie die nasies nie. En Vader is op hierdie tyd besig met sy klei. As jy dit nou nie vanmôre voel nie, waaragtig nie daar wat kom, gaan jy dit voel. Hy is besig om die klei los te maak van 'n wêreldstelsel. En hy gaan sy klei hervorm tot eer van sy beeld en sy gelykenis. Vermenging gaan nie hou nie. Dit verkrummel. Dit is soos 'n damwal wat sy fondasie skuif. Die water druk hom in sy kanon en hy gaan nie meer 'n wal wees nie. En in hierdie land gaan u sien, hoe gaan hierdie wal breek. Dis aan die gang, jy moet dit net raak sien, dit is baie kosbaar. Hierdie is die laaste dispensasie, en nou gaan ek met u praat oor, die Daniël profesie sê, en daar sal 'n klippie van die berg los raak. Het julle hom al gelees? Daar sê, kom ons praat oor die klippie. Kom praat oor die klippie. Maar voor ons met die klippie besig raak, kom ek baie net vir u die berg. Wanneer ons Lukas 4 lees, veral in die 5de versie, dan staan daar 'n baie interessante aantekening. Die Satan sê vir ons losser, al die koninkryke van die aarde behoort aan my. Het jy dit daar gelees? Dis die berg. Die metafoor vir die koninkryke is 'n berg. Nou, in hierdie koninkryke wat op die planeet is, wat aan die Satan behoort, hierdie eysterding, binne nou, kom 'n klippie los. Hierdie klippie noem die skrifte die oorblyfsel. Die wat by my naam skuiling soek. Hoor julle hom? Nou sê, nou hierdie klippie begin klein, maar die oorblyfsel groei, na mate die yster en die klei skei, word die klippie 'n rots. En hierdie rots word beheer en regeer deur Vader Jahwe. Nou leer die skrifte vir ons, dat hierdie rots sal die beeld aan die voete tref. Nou wil ek weer net my storie vir u bring. Ons leef in die laaste dae, ons is by die beeld se voete van yster en klei. Jy hom daar sien. Nou sê, en hierdie klippie wat hierdie rots word, tref hierdie laaste dae aan die voete. Dis in ons tyd. So hier kom 'n magsaksie van Vader Jahwe, wat die al die dispensasies gaan verpletter. En dan sê die boek, en hierdie rots word 'n koninkryk, en hierdie koninkryk sal al die koninkryke vernietig, wat self bly staan tot in ewigheid, prys sy kosbare naam. Dit is die punt waarheen ons gaan. Dis die laaste dae. Ja, maar hier kom 'n wêreldoorlog. Twak, man! Hier's nog altyd wêreldoorloë aan die gang. Wanneer was Adam nog, sê vir my, wanneer was Adam op hierdie planeet ooit sonder 'n oorlog?
Maak nie saak waar sy op hierdie planeet woonagtig is nie. Sy is konstant in 'n oorlog. Matteus 24 leef vir ons iets anders. Hy sê wanneer julle al hierdie dinge sien, al hierdie oorloë, gerugte van oorloë, en pessiektes en aardbewings en hongersnood en al hierdie goed. Wees nie bevrees nie, want dit is nie die einde nie. Ons sê dit vanmôre, wat is die einde? Wanneer die klei hervorm is na sy beeld en na sy gelykenis, dan is die tydperk voltooi. Moenie vrees nie, klein volkie. Vader was nog nooit uit beheer uit nie. Hy is ook nie vanoggend uit beheer uit nie. Nou moet jy sien dat Daniël 2:34 sê, sonder die toedoen van mensehande. Wie dit daar raak gelees? Kom. Sonder die toedoen van mensehande het die klippie losgeraak. Nou, hier sit ons nou vanmôre en ons is deel van die klippie. Hoekom sit ons hier? Ons sit hier sonder die toedoen van mensehande. Ons is ingetrek, nader getrek, by mekaar gebring deur die krag van sy gees. Hoekom? Ons is klein. Hy is besig met vorming. Ek moet haast klaar maak, maar ek wil net my storie voltooi deur die volgende punt met julle te bespreek. Die herstel van volksgrense. Weet jy, wanneer ons Handelinge 17:26 lees, dan is daar 'n baie belangrike aankondiging. En hierdie aankondiging sê, hy het vasgestelde tye en die grense van sy volk bepaal. Gaan lees hom dan. Maar u hoor nie lekker nie. Hy sê vasgestelde tye en grense. Hy het dit vasgestel. En die wêreld se stelsels wil hierdie vasgestelde tye verander. Dit is baie duidelik dat hulle pogings het jammerlik misluk. Weet jy waarom? Want jy kan nie gaan arm druk met Vader Jahwe nie. Nie nou nie en nie tot in ewigheid nie. Nou, die boervolk se grense is nie in yster nie. Luister mooi. Yster is stelsels, wêreldstelsels, menslike stelsels. Die boervolk se grense as volk lê nie binne stelsels nie. Hulle lê binne die verordeninge van Vader Jahwe. Dis waar haar grense lê. Dit het niks met mense uit te waai nie, maar net alles met Vader Jahwe. Weet jy wat gaan hy doen? Hy gaan hierdie volk se grense herstel. Of die wêreld moet daarvan hou, of nie daarvan hou nie, is nie ter sprake nie. Feit van die saak is, Vader gaan hierdie volk se grense herstel. En ek is in blydskap daaroor. Nou luister mooi. Die profetiese roepstem. Wanneer jy Amos 3 vers 7 loop lees, dan staan daar geskrywe dat Vader Jahwe doen niks tensy hy sy raadsbesluit deur die mond van sy profete aangekondig het nie. En hierdie raadsbesluit was dat die yster en die klei sal nie meng nie. Hy gaan dit doen. Ek sien hy daarmee besig. Nou, die boervolk vrees op hierdie stadium die harde gesigte van die stelsel waarbinne sy is. Want hierdie stelsel boelie haar. Van kindertjies af wat skaars skool toe gaan, word binne in hierdie hardheid verbrysel in hulle siel, in hulle emosies. Alles word verbrysel om hard te word, koud te word, leweloos te word, soos die stelsel, hierdie ysterstelsel. Maar God dank, Vader Jahwe sê, hy sal syne uitred.
Hy sal hulle uitroep, hy sal hulle bymekaar maak, hy sal hulle herstel na die volheid van sy bedoeling. En dit is die plekkie waar ons is. Nou, lees bietjie saam met my, en ek wil jy baie opgewonde maak. Blaai na Deuteronomium, Exodus 3, jammer, Exodus 3, blaai gou daar na Exodus 3, hy is net na Genesis as jy hom soek. Exodus 3, asseblief. Exodus 3, verse 21 en 22. Nou, ons maak klaar deur vir u te vertel, dat die klei, Vader se volk, was by die eyster in Egipte. Dit reg. En die eyster het die klei slawe gemaak. Dit reg. Daar's hy. Nou hoor nou, hulle het 420 jaar arbeid verrig. Weet jy hoeveel is dit? 10 generasies. Klei getrap vir die Egiptenare, afgode aanbid. Nie 'n identiteit gehad nie, hulle was niemand nie. Toe skei Vader die klei van die eyster. Sien jy dit? Daar's hy. Nou hoor, terwyl hierdie skeiding aan die gang is, nou sê Vader vir Moses, hy sê, loop sê vir my volk. Hoor wat sê Vader Jahwe vir jou, wat 'n boervolker is vanmôre. Luister. Hoor wat sê hy. Hy sê, en ek sal hierdie volk guns gee in die oë van die Egiptenaar. U hoor nie. Ek het net vir u gesê, Vader is in beheer. Nie die stelsel nie. En Vader sê, ek sal hierdie volk, dis sy volk, guns gee in die oë van die Egiptenaar. Nou, kom ons lees gou saam. Sodat wanneer hulle uittrek, julle nie leeg sal uittrek nie. Maar elke vrou moet van haar buurvrou en van haar inwonende vrou silwer en goue voorwerpe en klere vra, en julle moet dit op julle seuns en op julle dogters lê, so sal julle die Egiptenaars plunder. Amos 3 vers 6 sê, ek, Vader Jahwe, het nie verander nie, en julle, kinders van Jakob, is nie verbrysel nie. En ek sê vanmôre vir jou, op hierdie materiaal, Vader, hulle sal die goud en die silwer van hierdie boervolk terugdra. Hy het so gesê. Julle nie daarvan hou nie, julle probleem. Nou, sê hy, hoekom sê hy? Want Genesis 15 vers 14 is hier te sprake. Hoor wat staan daar geskrywe. Hierdie ding maak my so opgewonde, ek kan op en afspring. My ou broer, daar's so blydskap in my hart. Lees saam met hy Genesis 15:14. Daar staan, maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie julle diensbaar geword het. Wie praat hier? Vader Jahwe, hy sê, ek sal. Weet jy wat ek glo met my hele hart vanmôre? Hulle het ons diensbaar gemaak in hierdie land. En waaragtig, hy sê, hy gaan hulle oordeel, omdat julle my volkie diensbaar gemaak het. Ek dank u.